Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlombard.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons lees saam. Ons lees saam in Lukas 18. Julle weet dat ons mos elke Sondagmôre volg ons die reis deur die boek Evangelie van Lukas. Okay? So vandag kom ons by Lukas 18 vers 1 tot 8. Die van julle wat elke Sondag kom weet ons is nou vandag daar. So kom ons lees saam Lukas hoofstuk 18 vers 1 tot 8. En hy, dis nou Jesus, het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Hoekom het Jesus die gelykenis vertel? Jy moet altyd gedurig bid en nie moedeloos word nie. Dit is die hart van hierdie gelykenis. So hier is die gelykenis. Hy sê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het. Dit beteken, hy vrees nie God nie, hy vrees nie 'n mens nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. In 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle sal reg doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Wanneer ek eendag terugkeer, sal ek sulke geloof op die aarde vind? Wat se geloof? Geloof in dat ek moet gedurig bid en nie moedeloos word nie. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat daar 'n wonderlike, lieflike seën van die Here vanmôre op sy kosbare woord in ons lewe sal neerdaal. Ek wil bid dat ek wil die woord spesifiek gebruik vandag, Here, dat die suurstof lewende woorde van God, want die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar dat die woorde van God wat lewe gee, vandag in ons lewe 'n realiteit sal wees, en ons die lewe gee in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, amen. So wat sal jy hierdie gelykenis noem as ek jou 'n keuse gegee het? En ek gee vir jou papiertjie en ek sê, skryf jy vir my af, in jou eie woorde, wat sal jy sê oor hierdie gelykenis? Wat is jou verstaan, jou aanname, jou persepsie oor wat ek sopas gelees het? Ons kan baie dinge sê, ek het nou kere gaan sit en dink, en ek het die keuse gemaak, ek sal hierdie gelykenis noem, wanneer 'n mens by God aandring. Jy het nie net sommer nee, as 'n antwoord aanvaar nie. Wanneer 'n mens by God aandring, wanneer jy aanhou klop, onthou daai woordjie, jy moet aanhou klop, aanhou bid en aanhou vra. Jou Bybel sê ons, bid of jy sal gegee word, soek en jy sal vind, klop of jy sal oopgemaak word. Die Grieks, die woord sê, aanhou klop, aanhou vra,
aanhou soek. It speaks of persistence. Dit praat iets van, ek dring aan, ek bring my saak. Dis nie net iets ligtelik nie. In my gees roep ek. En dis nie net sommer, as God nie onmiddellik antwoord, dan los ek dit nie. Daar's iets anders in dit. Ek hou aan. Ek bly vra, ek bly klop, en ek bly roep, en ek bly soek. Nou, daar is so iemand wat dit gedoen het in die Ou Testament. Ek kan gou vir jou voorbeeld noem, ook in die Nuwe Testament. Jakob. Ek bedoel in Genesis 32, toe hy met God in stryd was, ons almal weet, terwyl hy gereis het, toe ontmoet 'n engel van die Here hom daar langs die pad. En die Bybel sê, en toe hy sien, en hy stoei met hom, hy kom by hom in die tent, en daar wat Jakob lê en slaap, stap die Here in sy tent in, en hulle twee raak in 'n stoeigeveg betrokke. En die Bybel sê, en toe hy sien hy kon hom nie oorwin nie, Jakob klou so verbete aan hierdie man vas, met wie hy die nag worstel, hy wil hom nie los nie, en die Here sien, die dag kom al, en hierdie ou gaan my nie los nie, en die Here slaat hom met 'n hou op sy heupbeen, dat sy heupbeen uitspring op sy heupseëning, en toe dit gebeur, toe hou hy nog steeds vas, en hy sê, laat my gaan, die dag het aangebreek, ek kan nie langer hier by jou bly nie, hy sê, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën. Here, ek gaan u nie los nie, u moet eers vir my 'n seun agterlaat. Here sê, wat is jou naam? Hy sê, jy weet wat is my naam? Naam is Jakob. Here sê, gaan vir jou 'n nuwe naam gee, Israel. Boom. In die nageslag van Jakob word die volk Israel. 12 seuns uit hom gebore, die 12 stamme van Israel, even to this day. 'n Man wat nie gelos het nie. Hy kon maar seker gelos het in die nag. Hy het gesê, ek sal u nie los nie. Hoekom gaan jy my nie los nie? Here, u moet my eers seën. As u my nie seën nie, ek gaan u nie los nie. En daar was 'n vrou. Ek het sê, ek sal vir jou 2 voorbeelde noem. Hanna, sy was daar in die tempel, en sy word gespot deur die ander vrou, want sy nie 'n kind het nie. Elkana het 2 vroue gehad, en Hanna se hart is gebroken, en sy gaan voor die Here in die tempel, en sy bly bid, en sy bly bid, en sy bly bid, en Eli, die profeet, hy sit op die stoel, en hy kyk in die tempel, en sy, hy vrou, wat maak sy, sy is nog steeds, en hy kyk, en vrou is nog steeds hier so, en later dink hy, die vrou, daar's fout met haar, sy moet seker dronk wees of iets, hy sê, hey, jy moet jou wyn van jou wegsit, sy sê, my Heer, ek het die wyn gedrink nie, my hart is stikkend, ek het 'n saak voor God, ek het gebed, ek roep tot God. Hy sê, mag God jou bede gee. Wel, die res is geskiedenis. Klein Samuel is gebore, eerste profeet. Daar's klein Samuel. Dis mense wat nie net laat gaan het nie. Hulle was ernstig met God. Jesus sê, sal ek sulke mense vind as ek op die aarde eendag kom? Wat nie net nee vir 'n antwoord net aanvaar het nie. Wat nie moedeloos geword en opgegee het. So, dis hoe ek sê, ek wil met jou praat, om wanneer 'n mens by God aandring. Want onwillekeurig, wat by jou opkom, as jy rustig sit in jou stilte, en jy lees net hierdie woorde, niemand pla jou nie, en jy begin dink oor dit, dan eintlik wat jy as jy net tyd spandeer, 'n bietjie in die woord, dan kom dit by jou, hoe gaan 'n mens aan, wanneer jy voel, ek gaan nou handdoek ingooi. Ek sien net nie meer kans. Hierdie ding, miskien was jy al op daai plek, miskien was jy al baie keer daar, miskien is jy nou daar, right now, dat jy sê, ek weet nie of gaan ek die lig sien. Hoe maak jy, as jy nou daar is? Wat kan ek doen? En dis presies waaroor die gelykenis gaan. Dis vir sulke mense. Right there. My en jou, as ons op hierdie plek is. En die gelykenis wat hy vertel is, want die gevaar bestaan. Dis werklik daar. Dat van sy disippels wil opgee. Handdoek ingooi. Moedeloos word, gaan sit. Hy wil hê
hulle moenie hart verloor nie. As hulle nie onmiddellik kry wat hulle vra, as dit nie gebeur soos wat jy gedink het, dat jy net sommer sal hart verloor nie. So, die gelykenis is eksplisiet. Ek bedoel, 'n kind, 'n jong seun of jong dogter kan dit lees en verstaan wat hier staan. Hier's niks, dis nie 'n enigma nie. Dis nie 'n raaisel nie. Jesus praat nie in misterieuse taal nie. Dis nie 'n verborgenheid nie. Die sentrale gedagte is duidelik. Hy sê ook, hoekom hy dit vertel het. Sal ek mense vind, vers 8, as ek eendag terugkom, wat hierdie geloof het. Wat se geloof? Om geduldig te bid en nie moedeloos te word. Want onthou die vorige verse sê, soos in die dae van Lot, soos in die dae van Noag. Mense het nie geglo in die dae van Noag. Dat jy geglo in daai kan as jy teruggaan hoofstuk 17, as jy nou van waar jy nou is, net 'n paar vers, onthou jou Bybel het nie hoofstukke gehad nie. Toe hy geskryf is aan een. So 'n paar verse van tevore sê hy, onthou jy Lot se vrou, sy het nie geloof gehad nie. Onthou jy Lot, die stad van Sodom en Gomorra, het nie geloof in God gehad. Onthou jy Noag se dae. Dis die vorige verse. So die mense het nie in God geglo nie. Dis kom Sodom en Gomorra vernietig is. Dis kom die hele aarde vernietig is in die dae van Noag. So, dit laat my dink oor wanneer 'n mens by God aandring. Wil ek eers vir vertel, Gary Ingalls, hy vertel 'n storie. Julle het mos al almal in die geskiedenis gelees van Napoleon Bonaparte, onthou julle? Die Fransman, wat eers 'n militêre leier toe was, later die leier geword vir die Franse. Wel, hy was sy Waterloo. Want ons almal ken mos en hoe die Bee Gees en almal het al gesing. Ek het groot geword met daai woorde van Waterloo en die geveg by Waterloo. Die Engelse sing graag daarvan, want dis waar die Engelse die Franse pak gegee het. Hoekom dink jy hou die Franse wil ons nie Engels praat nie? They don't like the English. Why? Dood eenvoudig omdat Wellington, wat die generaal was van die Engelse, die Franse plat geslaan het. En Waterloo het die Napoleon op sy herrie gekry en die geveg verloor. So agterna, toe vra iemand vir Wellington, groot generaal wat die slag oorleef het. Maar hoe het jy in jou leer dit reg gekry om hierdie Napoleon, wat die wêreld wou oorneem, om 'n pak te gegee het? Hy sê, nee, jy verstaan dit nie. My soldate was nie dapperder as Bonaparte se manne nie. Dis net, ons het 5 minute langer aangehou. Kan jy 5 minute langer aanhou? Voordat jy 'n dom ding doen. Voordat jy gaan sit en opgee. So, dis amper my naamgenoot hoor, my van is Lombard, en Lombardie, daar kom net 'n i by, hy is die een wat die eerste keer gesê het, when the going gets tough, the tough gets going. Soos nogal 'n naamgenoot van my, when the going gets tough, the tough gets going, wil ek vandag vra, maar hoe volhard ek? Veral, ek bedoel geestelik gesproke, hoe gaan ek aan? Want een ding is verseker, ek en jy leef in 'n moeilike wêreld, ek sê ons leef in 'n moeilike wêreld, kan ek 'n stukkie nuus met jou breek. Ek gaan al 29 jaar Kongo toe, in die suide van die Kongo, en in die ooste. Wel, hulle het die afgelope 2 weke 40 Christene in 'n kerk ingevat, manne van ISIS, wat van hulle afkom, en toe het hulle al 40 se koppe afgekap in die kerk. Nou, ek bedoel, ek het hier op my foon, waar Kambala Masumbuku en Butembo, 30 km van daar af, en Kiki, een is Kiki wat met die pygmees werk, en Kambala Masumbuku, my 2 vriende, met wie ek al die jare werk, vra vir my, nou, die naweek, en die vorige week, kan ek hier Butembo toe kom, dis 30 km van daar af. Pastor Ray, we miss you, please come, we need you, come back. Want ek gee altyd vir hulle motorfietsse, en ek help hulle met hardkaarte, met opleiding onder die pygmees. Wel, 30 km van waar hulle wil hê ek moet kom, het hulle die afgelope 2 weke 40 Christene se koppe, hulle het al 40 Christene in die kerk gebring en letterlik elkeen se kop is afgekap. Ek sê, ons leef in 'n moeilike wêreld.
Hier sit Jackie en Gawie, hulle sal vir jou sê, want hulle publiseer dit in tydskrifte, ons het, en ek wil ook, dit is selfs in join en juig, dat ons, en dit is gepubliseer die afgelope maande en jare, ek sien die goed, selfs daar word gepubliseer, die kerk van Jesus het sy grootste vervolging in mensgeskiedenis vandat hy ooit bestaan het in vandag se tyd. Daar word eintlik gesê dat daar 380 miljoen Christene in die wêreld is vandag, wat op die oomblik baie ernstig vervolg word. En ek het vir julle voorheen gesê, van die mees vervolgde lande in die ganse wêreld, nommer 2 en 3, is op ons kontinent. Djibouti, Eritrea, Sudan en daai plekke. So wat ek wil sê is, ja, die wêreld raak moeilik, en Jesus sê, sal ek nog hierdie geloof vind, as ek kom. So, die gelykenis, kom ek neem na die gelykenis toe, die gelykenis leer vir my, jy moet gedurig bid, en nie moedeloos word nie, en sal ek hierdie geloof vind. Nou oké, so hoeveel keer moet ek dan bid? Die rabbies, die Joodse leermeesters, hulle sê, 'n mens moet 3 keer op 'n dag bid. Dis die rabbi. Oggend, middag en aand. Islam, die moslim sê nee. Ons sit sommer 2 by, jy moet 5 keer 'n dag bid. Dis hoeveel keer jy dag moet bid. As jy wil vir alle gelukkig hou. Jesus sê nie 3 keer nie, Jesus sê nie 5 keer nie, Jesus sê nie 10 keer nie, Jesus sê gedurig deur. Dat jy altyd deur sal bid. Jesus is nie legalisties, hy is nie wettig en wettelik om te sê, jy moet elke dag 3 keer bid, of jy moet elke dag 5 keer bid, of jy moet elke dag 10 keer bid. Hy sê, gedurig deur. Want laat ek iets vertel, dit gaan oor 'n verhouding. It's about a relationship. En as jy met iemand 'n verhouding het, praat jy met hom 1 keer 'n dag? Soms. 3 keer 'n dag? Soms. Dit hang af van die situasie. Of praat jy voortdurend met die persoon met wie jy 'n verhouding het? So, as 'n mens gaan na die gelykenis toe, wat ek wil doen is, ek gaan net 2-3 minute vir jou inkleer. So daar's 'n regter, dis wat Jesus sê. Die regter is 'n toonbeeld van mag. Onaantastbaar. Jy kan nie aan hom vat nie. Hy gee nie in nie vir God in die hemel en vir geen mens nie. Hy sien homself, ek is die regter, ek het autoriteit, ek het gesag, ek het mag, en ek maak uitsprake, wanneer ek in my regbank sit, en jy val in. Finies en klaar. Dis die man. Jy kan kyk wat sê Jesus. Hy het geen God of mens gevrees nie. Is 'n harde man. Onverseglik. Hy het nie 'n sagte kant nie. Sy hart is onsensitief vir enige medemens se emosies of behoeftes. En hulle probleme, hy het nie 'n saak daarmee nie. Hy doen wat hy wil. Finies en klaar. Dis 'n man, dis 'n harde man. Jy wil nie voor so regter kom jy 'n moeilikheid kry. En dan sê die Bybel, daar's 'n weduwee. 'n weduwee. Dis 'n toonbeeld van absolute totale hopeloosheid. Ek bedoel om in Jesus tyd 'n weduwee te wees is baie erger as vandag. Ek sê is baie erger as vandag. Hulle het in 'n chauvinistiese wêreld geleef waar die vrou was absoluut as niks geag en onderdruk. Sy het geen posisie nie. Sy het nie 'n man nie. Sy het nie 'n man wat sy na die regter toe bring nie. 'n Man wat met die regter kom praat en sê, "Hey, dis my vrou. I mean, let's talk about it." Nee, sy het nie eens 'n man nie. Sy het nie eens 'n seun om vir haar daar te gaan insit. Sy's 'n weduwee. Nou ek bedoel, sy mag reg wees in haar saak. Al wat sy na haar kant het is geregtigheid. Maar sy het nie wapens om te veg nie. Sy kan niks doen aan hierdie man nie. Sy's hopeloos. Sy's hulpeloos. En hier's 'n onverskillige regter. Jy kan niks vir hom sê nie. Wel, so lyk dit. Vir 'n tyd lank. Vir 'n tyd lank. En Jesus sê, hy wil niks van haar saak weet nie, en hy gee haar dowe oor. En hy hou aan om te weier om selfs haar saak te kyk. Hy gooi dit net uit. Ek kyk nie eens na jou saak nie. Maar sy bly kom.
Al wat sy het, is volharding. Sy bly terugkom elke keer na hom toe. En toe begin dit omvang. En die Bybel sê op 'n dag, toe sit die man en hy dink by homself en hy sê, hey, al vrees ek God en geen mens, hierdie vrou gee my moeite. Net toe kom sy en sy slaan my in die gesig. Ander woorde, ek beter moet reageer op die saak. Ek sal moet iets doen. Ek kry hy nie van my rug af nie. Ek kry hy nie uit my hof uit nie. Sy los my nie uit nie. Sy bly karring aan my. En toe gee hy gelyk en hy hanteer haar saak. Wow. 'n magtelose weduwee met geen wapens nie, behalwe net volhard. So, die storie wat Jesus vertel het te doen met gebed. Het te doen met 'n regsaak in 'n hof nie. Die storie word vertel om vir ons iets te leer oor gebed. Ek bedoel, hoe kan Jesus so 'n storie oor gebed vertel in elk geval? Beteken dit, as ek knaand is, ek moet die Here net genoeg pla. Ek moet net genoeg aan die Here karring. Ek moet hom net genoeg frustreer en irriteer, en dan sal ek sy aandag kry. Is dit wat dit beteken? Allermins, Jesus sal nie so iets leer nie. In elk geval, is God nou ook 'n selfregverdige regter soos hierdie man, want God het beheer oor alles, en hy sit op sy troon, en hy manipuleer 'n mens soos hy wil. Is dit wat hier aangaan? Nee. Allermins. God is nie soos daai regter nie. Dis die punt wat Jesus maak. God is nie so nie. Juis die teenoorgestelde. Jesus sê, hoor wat die onregverdige regter gesê het. Hy sê, maar kom, ek vertel julle iets. Sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes, aan sy kinders, wat tot hom roep nie? Ons is nie vreemdelinge by hom. Ons is nie weduwees en man en vrou, getroud of ongetroud. Ons is almal sy uitverkorenes. Ons is sy kind. Ons kom na die Vader toe. God is nie, die Vader is nie soos hierdie man nie. Hier is die groot kontras. Die Vader is nie 'n onregverdige regter nie. Jesus sê, sal God reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep? Gelowiges weet ons is uitverkoor. So hier's vir my 3 dinge. 1. Hierdie vrou het geen familiebande met die regter nie. So sy kan hom nie beïnvloed dat sy met hom familiebande het. Sy was 'n weduwee, sy's 'n vreemdeling. In werklikheid, sy het nie eens toegang tot hierdie onregverdig, hy's 'n hartelose man. Terwyl ek en jy, wat deur ons bid, kom ons na ons hemelse Vader. Wat 'n verskil. Of jy 'n weduwee is, of jy nie 'n weduwee is nie, as jy na Vader toe kom, en jy kom in die naam van Jesus, kom jy sy kind. It's a total different picture. En dit tog al 'n genadige, liefdevolle Vader, wat vir ons omgee. Die tweede ding is, die vrou het nie 'n vriend gehad, wat vir haar kon gaan beklei vir haar saak nie. Sy het nie familie gehad om in te staan nie, sy is 'n weduwee. Sy het nie eens 'n vriend gehad wat vir haar saak kon instaan nie. Daar was nie 'n vriend wat namens haar na die regter kon gaan nie. Dis sy wat elke keer kom smeek het. Maar dis nie met ons so nie. Ons het vriende in die hemel. Ons het Jesus daar. Die Bybel sê, hy is ons hoëpriester. Jesus sê, as julle my disippels is julle my vriende. Julle is my broers. Ons het familie in die hemel. Ons het Jesus daar. We are family. Nogal familie om by die Vader in te tree. Jesus sê, ek tree vir julle in by die Vader, as ons hoëpriester. Ek het familie in die hemel, ek het 'n vriend in die hemel. Ek is nie alleen nie. As ek bid, dan bid ek in die naam van Jesus. Ek bring my vriend na Vader toe. Ek sê, Vader, hier is Jesus Christus, die Seun. Ek kom in sy naam. Ek kom nie eens in my eie nie. Ek kom in hom. Die Bybel sê, ons het 'n voorspraak by die Vader. Ons het die Heilige Gees. Die Bybel gaan so ver om te sê, behalwe Jesus, ons het die Heilige Gees wat vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Romeine hoofstuk 8. Selfs die Heilige Gees tree dan vir ons in.
Ons het Jesus, ons het die Heilige Gees en ons is uitverkorenes. Sal Vader dan nie hoor nie? In elk geval, die vrou wil ek laastens net sê, sy het geen beloftes gehad nie. Ek bedoel, sy het niks gehad om haar op te beroep nie. Sy het nie 'n belofte nie, sy het niks. Ja, wat het ek en jy? Lukas 11, bid, en dan julle sal gegee word. Klop, of jy sal oopgemaak word. Soek, en jy sal vind. Wat sê die Bybel, Efesiërs 4? Laat ons na die troon van genade gaan en barmhartigheid vind om op die regte tyd gehelp te word. Dus ek weet nie moet moedeloos word nie. Daar is ook die regte tyd. Partykeer is ons tydsberekening net 'n bietjie uit. Dat ons na die troon van genade gaan en barmhartigheid verkry, want dis 'n barmhartige God wat daar sit. Is nie 'n harde, onregverdige regter nie, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Dis wie hy is. So miskien wil ek sluit om te sê, jy moet net weer gaan dink. Beteken dit in Lukas 18 vers 8, dat dit nie so seer 'n vraag is of dat dit 'n uitdaging is, want Jesus sê, sal die Seun van die mens as hy op die aarde kom, nog mense vind wat volhard? In ander woorde, sal die Here as hy kom vir jou kry en vir my, wat ons hou vas aan hom, ons gaan nie los nie, ons is volhardend, ons bly by hom, ons weet, hy sal ons help, met ons probleme, met lyding in die lewe, met verdrukking en stryd. Maak nie saak hoe vreemde plek die wêreld word vir kinders van God nie. Ek gaan nie hart verloor nie, ek sal nie opgee nie, ek gaan nie bes gee nie, want ek weet my hemelse Vader sal voorsien en onderneem. So die vraag is nie eintlik so seer of 'n gelowige gaan faal nie. Die vraag is meer, gaan ons faal om te bid? That's the question. Nie gaan jy faal nie, maar gaan jy faal om te bid? Sal jy aanhou bid en aanhou na jou God toe gaan en aanhou roep? So as ons nie volhard in gebed nie, hoe sal ek dan kan gehoorsaam wees? So, dit lyk toe nou vir my, hoe ek God se oor kan bereik, is dat ek moet gedurig deur bid, aanhoudend. Ek moet volhardend bid. Ek kan maar elke keer my saak bring, sonder ophou bid, en weer bid. Kom ons bid saam. Lieflike Here, Hemelse Vader, wat 'n aanmoediging van Jesus se kant af, om vir ons te sê, ek wil hê dat julle as my disippels, julle moenie moedeloos word nie. Julle moet gedurig bid. Julle moenie opgee nie. Bly vra. Bly aanhou klop. Aanhou soek. Aanhou vra. God is lankmoedig. Sal hy nie reg doen nie. Al is hy lankmoedig. So soms, Here, moet ons wag op die lankmoedigheid van God. U weet die beste. Op die regte tyd sal u voorsien. Maar sal u dit vind as u op die aarde kom? Dis 'n groot vraag, Here. Vriende, terwyl jy hier sit en jou hoof is gebuig en jou oë is gesluit en ons is in gebed, wil ek vir jou vra, daar waar jy voor die Here nou sit, wil jy nie in jou hart na hom toe uitreik en sê, Here, ek gaan nie opgee nie. I'm not gonna let go, but I'm gonna hold on to your garment. As ek net by die soem van die kleed kan kom, ek hou vas, Here. Ek hou vas aan die beloftes van u woord. Bid en jy sal ontvang. Vader, ek bid dat u kinders vanmôre sal besef, as ons aanhou bid en nie moedeloos word nie,
maar bly roep, sal Vader ons antwoord. Natuurlik sal die Seun van die mens hierdie geloof op die aarde vind, wanneer hy kom. Here, vind dit by ons, dat ons hou vas aan U volhardend met toewyding, in die wonderlike naam van Jesus Christus. En al die kinders van die Here sê, Amen, Amen, Amen.